Die MK-party reageer op die Hooggeregshof uitspraak wat sy leier, oud-president Jacob Zuma, persoonlik aanspreeklik hou vir sy regskostes en AfriForum waarsku dat die land se weermagbasisse een-stop winkels vir misdadigers word. Goeiemiddag, ek is Dian van der Berg. Baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Die MK-party het gister se uitspraak in die Gautengse Hooggeregshof, wat sy leier, oud-president Jacob Zuma, persoonlik aanspreeklik hou vir sy regskostes as dubbelstandaarde bestempel. Zuma se regskostes, wat onder meer verband hou met die omstrede wapentransaksie van 1999, beloop 28,9 miljoen rand. Die hof het ook beslis dat Zuma se pensioen gebruik mag word om die bedrag te verhaal. Die Jacob Zuma Stichting se woordvoerder, Mzwanele Manyi, het gesê dat Zuma se regspan eerder die uitspraak sal bestudeer voordat hulle amptelik daarop sal reageer. Die DA het in reaksie op die uitspraak gesê dat dit 'n bevestiging is dat niemand bo die wet verhewe is nie. Die voormalige minister van Polisie, Bekkie Cele, het vandag voor die parlement se ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek, verskyn om beweringe van inmenging en korrupsie in die ontbinding van die politieke moorde taakspan te reageer. Die taakspan is in Desember verlede jaar ontbind en Cele het toesig gehou oor die bedrywighede. Die geskorste minister van Polisie, Senzo Mchunu, het gister aan die komitee gesê dat hy nooit 'n oorhandiging van Cele, wat sy voorganger was, vir die taakspan ontvang het nie. Mchunu sê hy het besluit om die taakspan te ontbind, omdat die polisie se hulpbronne gelykop deur die land verdeel moes word. Hy het sy waardering teenoor die komitee uitgespreek vir die geleentheid om sy kant van die saak te stel, nadat hy gisteraand sy getuienis afgesluit het. Die openbare beskermer het bevind dat die Gautengse misdaadvoorkomingseenheid sonder enige wettige mandaat ingestel is en nie vir polisieeringswerk ontplooi moes word nie. Die verslag is gister vrygestel, 'n paar uur nadat die Gautengse premier Panyaza Lesufi aangekondig het dat die eenheid geleidelik ontbind gaan word. Lesufi het tydens 'n mediakonferensie gesê die 8800 wagte sal opleiding ontvang om verkeersbeamptes in die provinsie te word. Die destydse LER vir gemeenskapsveiligheid, Faith Mazibuko, het na die stigting van die misdaadvoorkomingseenheid in 2023 'n aansoek by die minister van Justisie ingedien om die beamptes amptelik as vredesbeamptes te laat erken, maar die aansoek is van die hand gewys. Die burgerregteorganisasie AfriForum waarsku dat Suid-Afrika se weermagbasisse besig is om een-stop winkels vir misdadigers te word. Die waarskuwing volg op 2 inbrake by die De Brug weermagbasisse buite Bloemfontein, waar springstoftoestelle, motoronderdele en ammunisie gesteel is. Volgens AfriForum is dit 'n duidelike teken van swak sekuriteit en 'n gebrek aan verantwoordbaarheid binne die weermag. Die organisasie eis deursigtigheid oor die omvang van die diefstal en dring aan op drastiese optrede om sekuriteit en dissipline dringend te herstel. Israel het 'n uitspraak van die internasionale geregshof verwerp wat hom verplig om hulpverlening aan Gaza te vergemaklik en aan die basiese behoeftes van die bevolking te voorsien. Die hof het ook beslis dat Israel nie sy beweringe kon staaf dat lede van die UNRWA, die VN-agentskap vir Palestynse vlugtelinge, ook vir Hamas werk nie. Die uitspraak volg te midde van hulporganisasies wat probeer om humanitêre hulp aan Gaza te vermeerder na 'n wapenstilstand vroeër van dese maand onderhandel is. Dit bring ons ook aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so.